Nou, die 4de September het ons 'n baanjaard. En van hierdie liedjies is die liedjies wat hulle gaan sing op die 4de September. Ons gaan tafels hier uitboek, ons gaan by Kabata lekker kos bestel, saam kuier. Dis 'n fantastiese geleentheid om iemand te nooi na toe waar hulle kan kom kuier. Dis 'n uitreik geleentheid, meer as 'n baanjaard van saam kuier en saam mekaar se vriendskap geniet. Is dit 'n uitreik geleentheid? Sal jy moeite doen vir die 4de September om hier te wees en iemand asseblief saam te nooi? Dit sal wonderlik wees as jy daar kan wees. Nou, die hele band is nou nog nie eens hier wat daai aan daar gaan wees nie. So ek het donderdag so 'n stukkie gesien terwyl hulle geoefen het en dit was amazing geweest. Die slegste plek waar ons onsself kan bevind is waar ons voel dit wat ons maandag doen en dinsdag en woensdag en die res van die week is onbelangrik. En hulle het my. Hulle het my waar hulle my wil hê. En wat ek doen met my lewe tel nie. Dis onbelangrik. As ek net maandag tot Vrydag verby kan kry. En dank die Here, dis weer Vrydag, dis naweek. Dis waarskynlik is dit die slegste plek om op te wees, want die Here het jou geroep vir soveel meer as dit, waar jy die grootste persentasie van jou tyd en effektiwiteit amper half omwens, verbywens. Want God kom en hy sê, ek het oor jou gedroom voordat jy was. Voordat jy jou eerste asem teëgehaal het ek aan jou design gedink. Ek het vir jou persoonlikheid gegee, ek het vir jou gawes gegee, ek het vir jou talente gegee, ek het vir jou vermoëns gegee, ek het jou kapasiteit gegee, en ek het oor jou kom droom. Ek het in soveel detail oor jou kom droom, dat hy sê, selfs elke haar op jou kop is getel. Ek droom oor jou lewe in detail. En jou lewe, maandag tot Vrydag, maak sin. Die hemele praat anderste oor jou lewe. Jou lewe maak verskriklik baie sin by God, maandag tot Vrydag, en hy het jou gevorm vir 'n roeping en vir 'n doel. 7 dae week. Dieselfde God wat by jou geboorte en graf op een tyd staan, roep uit oor jou lewe en sê, jou lewe tel. Jou lewe maak saak, dit maak baie saak, wat gebeur maandag tot Vrydag in jou lewe. Ekskuus tog. Nou, wanneer ons dink aan werk, maandag tot Vrydag, is die vraag, maar is dit regtig belangrik? Hierdie wat ons nou sê, maak dit regtig soveel saak. En jy weet, is werk nie juis as gevolg van die sondeval nie? Is dit nie juis as gevolg van 'n vloek wat ons pad langs gekom het nie? Toe Adam en Eva, jy weet, hulle was lekker daar in die paradys gewees, was lekker. En toe is die sondeval, en nou moet hulle werk. En werk is deel van 'n vloek, want dis ons baie keer dink oor die lewe en oor verantwoordelikheid. Maar dis nie heeltemal wat die Bybel kommunikeer nie, want die Bybel kommunikeer iets anderste. Die Bybel sê dat voordat die sondeval daar was, voordat die aarde vervloek was as gevolg van die sonde van die mens, voor dit gebeur het, het God al werk vir Adam en Eva, of vir Adam spesifiek, gegee. Genesis 2 vers 15. Lees hom saam met my. Hy sê, die Here, God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Nog voordat daar 'n val was, voordat daar 'n vervloeking was, het God werk gemaak, die verantwoordelikheid van werk geskep, en na dit gekyk asof heilig, en het gegee vir Adam, en vir Eva, en daar was iets gewees van werk wat goed was, wat reg was, wat wonderlik was. Werk was deel gewees van die paradys. As jy dink werk was nie in die paradys nie, werk was in die paradys. Ek gaan jou sê wat die vloek wel gedoen het. Die vloek het werk frustrerend kom maak. Daar het moeite kon inglip. Daar het sweet ingekom, in die aangesig van jou sweet
Dit is nie meer iets wat die vloek het gemaak dat daar dussels en dorings sou kom, dat die aarde skielik moeiliker is om te bewerk. Vandag nog is dorings die teken, die simbool van gebrokenheid. Hoe sê Genesis 3 dit? Hy sê vervloek is die aarde om jou ontwil. Dorings en distels sal dit vir jou voortbring. Dit is interessant toe Jesus op daai goeie Vrydag teen Golgotha uitstap, was dit juist die simbool van gebrokenheid wat op sy kop ingedruk was. 'n kroon van dorings, die teken van gebrokenheid, die teken van stikkenheid. En Jesus Christus in daardie oomblikke wat hy aan die kruis hang en hy sterf vir my en vir jou en vir elkeen wat in hom sal glo. In daardie oomblikke het hy nie net ons sonde kom uitkanselleer nie. In daardie oomblikke het hy ook iets kom kommunikeer dat die gebrokenheid van hierdie wêreld meer as net my sondelas, maar die gigantiese gebrokenheid van die skepping. In daardie oomblikke wat hy sterf, het hy ook vir dit kom sterf. Hy het sy lewe vir dit kom aflê. Geen wonder Jesus het ons geleer dat ons hierdie gebed sal bid nie. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat u koninkryk kom. En so seker soos dat hy vir jou sonde die prys betaal het, het hy ook 'n prys betaal vir die herstel van hierdie skepping. En daarom sê hy, gaan dan in jou spasie van funksie, daar waar jy is, wees sout, wees lig, wees jy die een wat instap en sê, Here, my kantoor, nog nie alles hier is onder u heerskappy nie. Maar ek kom vandag en ek sit my voet hierin, en elke plek waar ek my voet soel neersit, vertrou ek dat u koninkryk sal kom, Here. Dat u koninkryk in my werksplek sal kom, Here. Soos dat u koninkryk gekom het in my lewe en die sonde nie meer heerskappy voer oor my lewe nie, bid ek dat u koninkryk sal kom daar waar ek myself bevind, in my vriendegroep, in my huis, in my werksplek, elke omgewing waar ek mag wees. Laat u koninkryk kom. En ek dink die spanning vir ons lê daarin dat, jy weet, Jesus se koninkryk het ten volle gekom in Christus Jesus. Hy het 'n volkome prys betaal. Ten volle. Maar ons sien ook dat die Bybel ons leer, daar's iets van die beginsel van sy koninkryk het gekom. Sy koninkryk is besig om te kom. Dis hoekom Jesus sê, bid dan. Bid dan so dat dit sal wees op die aarde soos in die hemel. Laat u koninkryk sal kom elke plek waar ek beweeg. So sy koninkryk het gekom. Dis besig om te kom en dit sal volledig sy volle konsekwensie bereik en ten volle kom waar elke vorm van gebrokenheid volledig uitgeskakel sal wees. En intussen word ek en jy geroep as sy medewerkers, as sout, as lig, as mense wat met impak leef. Intussentyd kom die hemele en roep oor jou, moenie aan Maandag tot Vrydag dink as 'n plek wat jy net wil verbykry nie. Mag dit 'n plek wees waar jy uitroep met geloof, laat u koninkryk kom, Here. Laat u koninkryk kom. Soos dat u my sonde kom dra het, Here, kom in hierdie werksomgewing vir my, kom in hierdie plek van funksie vir my, kom in my, daar waar ek is, Maandag tot Vrydag, en mag u koninkryk 'n realiteit word. Jy weet, dit is so belangrik om te verstaan dat ek dink nie God se skepingsdoel intensie het verander nie. Die skepingsdoel wat God gehad het met Adam en Eva, iets van dit dink ek geld vandag nog, toe God die mens gemaak het, en begin God die hemel en aarde gemaak, en God het gesê, kom ons maak die mens, na ons beeld, ons gelykenis. So dit is eers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die maakdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens gemaak, man en vrou, en hy het hulle baie intentioneel gemaak, met 'n baie spesifieke roeping, en 'n baie spesifieke intensie. God se oorspronklike doel staan vas. En hier is die ding wat ons vandag weet. Ons weet vandag dat mense
wat leef sonder 'n doel. Mense wat leef sonder dat hulle lewe voel na 'n roeping, se lewe, die Engels sê drift net, nê. Dit gaan maar net aan. Daar's nie lekker doel nie, daar's nie lekker, want hier is die ding wat ons weet, sonder 'n doel, sonder 'n roeping, 'n oortuiging in jou lewe, voel jou lewe en word jou lewe leeg. Dit word arm en skaars. Selfs die mees suksesvolste mense is soms baie ongelukkig, want niks kan roeping en doel vervang nie. As iets daarin. En as iets daarin na die Here kom en sê, hoe jy dink, ek wil dit verander. Hoe jy dink van Maandag tot Vrydag, ek wil jy moet weet, ek dink anders daaroor. En as dit waar is, dat God nou anders sou dink oor dit, is die vraag, wel, wat leer ons uit Jesus se lewe uit? Jesus is tog die voorbeeld in alles. Wanneer dit kom by die werksplek, my plek van funksie, sê die Bybel iets, leer die Bybel vir ons iets, hoe dink hy oor besigheid, oor werk, en aanvanklik, as jy vinnig deur die Bybel werk, en jy werk deur die hoofstukke van die Bybel, dan aanvanklik voel dit vir jou so half, asof Jesus so bietjie antagonisties is oor die werksplek. Want jy weet, ek lees, hy die tafels gaan omgooi, daar wil 'n handel gedryf het, in die tempel. En dan sien ek hoe hy vir die ryk jong sakeman sê, nee, gaan verkoop alles wat jy het, en gaan gee dit vir die armes, en volg jy my. En elkeen van daai twee was daar, in daai omstandighede was daar baie spesifieke redes, waarom Jesus dit gesê het. Dit het nie gegaan, omdat Jesus antagonisties of negatief was, teenoor die werksplek nie, inteendeel, Jesus word gebore, in die werksplek. Dink 'n bietjie daaraan. Jesus word gebore in 'n stal. 'n Stal was die plek waar ons wat op reis was, met hulle karretjies daar kon gaan stop het. En dan was hulle 'n bietjie voer gegee. En die volgende dag is hulle vol petrolkies is, want hulle weer verder gegaan. Maar dit was ook 'n plek wat bo die stalle was 'n oorslaapplek. Dit was die ekwivalent gewees van 'n moderne volstasie met verblyf. Waarskynlik 'n plekjie om kos te kry. En Jesus is in daardie plek van besigheid, reg in die middel van dit, is hy gebore. En eerder as godsdienstige leiers wat Jesus kom besoek het, was dit die eerste besoekers wat na Jesus toe gekom het, was hulle werknemers van 'n klein sakeonderneming, skaapwagters. Hulle was Jesus se eerste besoekers. Nou, elkeen van hierdie gebeure, deur God se almagtige soewereiniteit, ek bedoel, God kon dit tog so maklik anders te gedoen het. Hy kon gekies het dat dit iewers 'n geestelike leier van betekenis sou wees, wat die eerste besoeker sou wees, om by Jesus se geboorte te wees. Ek bedoel, dit is tog die belangrikste geboorte, die belangrikste gebeure wat daar kon wees. Waarom nie iemand van betekenis statuur, iemand van statuur in die geestelike wêreld, stuur om sy eerste besoeker te wees nie? Miskien dalk dat Jesus iewers in Jerusalem, iewers in die tempel, binnehof van die tempel, of iewerste, dat hy daar gebore sal wees, maar dis asof God van die begin af iets wys van hoe hy dink oor ons lewe, Maandag tot Vrydag, daar waar die meeste mense die grootste persentasie van hulle tyd sou spandeer, die objek van sy liefde. Jesus kom wys van die begin af hoe hy voel oor Maandag tot Vrydag. En soos dat Jesus ouer geword het Jesus homself baie meer identifiseer met die werksplek, deurdat hy 'n skrynwerker geword het. Van die vertalings praat van 'n timmerman, en dan die Grieks praat van tekton. Dit was nie net iemand wat houtwerk gedoen het nie. Jesus was iemand gewees, die woord wat hulle gebruik in Grieks om te beskryf wat hy gedoen het, was iemand wat verskriklike afgeronde, hoë kwaliteit, moeilike tipe van werk, hy kon dit doen. Hy kon sulke goed maak. Dis wat hy kon doen. Dit was sy agtergrond. Dis waar hy opgelei was. Hy was die incredible tekton skrynwerker gewees. En weet jy wat? Mense
wat Jesus geken het, toe Jesus begin preek het mense, was hulle al verbaas gewees. Hulle het nie na Jesus gekyk soos ek en jy, ons ken hom as die prediker, die een wat sy lewe kom gee, die redder, maar mense in sy dag, in sy tyd, toe Jesus begin preek, toe hulle, wat gaan hier aan? Wie is hierdie? Ken ons, is hy nie die skrynwerker nie? Het ons nie 'n tafel daar by hom gekoop nie, en sy sissies, en Markus 6 vers 3 sê dit. Hy sê, is hy, verwys na Jesus, dan nie die timmerman, 'n seun van Maria, en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Hulle was half verbaas, en in 'n sekere opsig het hulle aanstoot geneem. Hulle het meer aan Jesus gedink as 'n besigheidsman, as wat hulle aan hom gedink het as iemand wat geestelike sake kan hanteer, as 'n rabbi. Nou, ek wil net sê, Jesus het dit ook nie van tyd tot tyd gedoen nie. Het was nie 'n af en toe dingetjie wat hy gedoen het nie. Want as jy die kultuur van die dag verstaan, gaan jy iets van Jesus se lewe verstaan toe hy jonger was. Soos elke ander Joodse seun, was hulle begin oplei, was hulle opleiding al hier vanaf hulle vroeë tienerjare, selfs nog voor dit baie keer, was hulle opgelei binne in 'n sekere veld, binne in 'n sekere dissipline. So teen die tyd wat Jesus gedoop was, op 20-jarig, teen die tyd wat Jesus gedoop was, was hy ten minste al 20 jaar lank besig om te doen wat hy doen. En ek vermoed, daar was baie bure en mense in die omgewing wat gebly het en geëet het op die tafels wat deur die redder se hande gemaak was. Wat deur die deurkusyne gestap was, wat deur die redder gemaak was. Die dakbalke op die huis se dak wat sou weerstand bied teen die storms en die elemente van hierdie van weer en was deur Jesus se hande gemaak. Selfs die jukke wat op osse geplaas was, van hulle was deur Jesus se hande gemaak. En dit is baie interessant toe Jesus begin preek het, hoe hy uit sy agtergrond uit sy geskiedenis uit, voorbeelde gaan aanhaal het. Matteus 11, 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jesus het presies geweet waarvan hy praat, letterlik, figuurlik en geestelik. Hierdie was nie net 'n stokperdjie vir Jesus nie. Jy weet, dit was genoeg om 'n sinvolle bestaan te maak, om 'n profijt te maak, om wins te maak. Jesus moes die interaksie van kostes geken het, die kalkulasie van kostes, vraag en aanbod moes hy verstaan het, kompeterende pryse moes hy verstaan het, return op investment moes hy verstaan het, die onderhoudskostes, dis alles goed wat Jesus moes verstaan het, en vanmôre weet ek, as ek dit sê, dan voel dit half onnatuurlik om te dink aan Jesus wat gewerk het vir 'n lewe. Dit voel half bietjie ongemaklik ook, as ons daaroor dink oor Jesus, wat gewerk het vir 'n lewe. Maar dis presies wat gebeur het. Vir die grootste deel van sy volwasse lewe het Jesus gewerk. En as dit waar is, in baie van die Bybelkommentare meen dat Jesus se pa Josef op 'n jong ouderdom oorlede is. Ek weet nie of dit so is nie, ek sien dit nêrens raak nie, maar die vermoede bestaan dat Josef vroeg uit die prentjie uit is. En as dit waar is, tipies volgens die kultuur en die oorlewering van die dag, sou Jesus, die oudste broer, die senior vernoot geword het in hierdie klein saakonderneming. Al sy jonger boeties sou junior vernote geword het. En ma en dogters sou 'n ondersteunende rol vervul het. Hierdie besigheid was groot genoeg gewees om vir 'n gesin van ten minste 8 of meer te kon onderhou. Jy weet, wanneer ek kyk na die vroeë kerk, die vroeë Christene, dan was hoe hulle gekyk het na die besigheid, die plek van funksie, daar waar ons is, maandag tot vrydag, dit was nie iets wat hulle na gekyk het as, kom ons kry dit net verby nie. Dit was die plek wat hulle na gekyk het en gesê het, hoe leef ek hier my roeping uit?
Hoe leef ek hier bediening uit? Die vroeë kerk het na die besigheid, die omgewing gekyk, daar waar ek is, maandag tot vrydag en gesê, dis hier waar God my geplaas het om 'n verskil te maak. Dis hier waar ek 'n bydrae gaan lewer. En dit was juis hulle gewees wat ontsaglik bygedra het in die groei en die ontwikkeling van die vroeë kerk. En ouens, vandag is daar miljoene manne en vroue wat geroep word vir voltydse bediening binne die konteks van besigheid, van die opvoedkunde, dalk in die regering, dalk as makelaars, prokureurs, entrepreneurs, boere, chefs, plumbers, voormanne, fabriekswerkers, ontvangsdames, en so kan ons die lysie maak. En vandag is daar ouens met geweldige groot invloed. En dan is daar die heroes van die dag, wat se lof nie altyd besing word nie. Maar hier's wat waar is, of jy groot invloed het, en of jy een van daai heroes van die dag is, wat sy lof nie altyd besing word nie, ek en jy is geroep vir bediening, wat nie ophou wanneer hierdie diens verby is nie, maar wat begin maandag, as ek by my familie, by my vriende, by my werksplek instap. Ons dink baie keer in bediening is net kerk. En ek is baie dankbaar, binne in my konteks het die Here my geroep vir hierdie bediening, binne die konteks van kerk. Maar as ons net na dit wat by kerk gebeur kyk en dink dis bediening, dan beroof ons die kerk om geestelik volwassenheid te bereik. Jesus sit op die Olyfberg en hy ween, kyk oor die stad Jerusalem. Jerusalem, o Jerusalem, hoe dikwels wou ek soos 'n hen haar kykens by mekaar maak, maar jy wou nie. En dan sien ons net na Pinkster, die uitstorting van Pinkster, hoe dat gewone mense soos ek en jy, hoe dat hulle gaan en in die werksplek, in die plek van funksie, begin hulle roeping uit te leef en duisende mense kom tot bekering in Jerusalem. Duisende mense het hierdie ervaring, hierdie belewenis in die strate van Jerusalem, nie in die tempels nie, nie in die godsdienstige bymekaar kom plekke nie, in die dag tot dag funksionering, het duisende mense 'n lewensveranderde ervaring. En dan sien ons dat die behoefte van die stad aangespreek word. Hoe dat transformasie kom. Die vulnerables word geadresseer. Hulle wat honger is, word geadresseer. Die wees en die weduwee word geadresseer. Die magtigste invloed wat daar was op daai stadium in die stad was die Sanhedrin. Die magtigste invloed in die stad, die Sanhedrin. En ons lees dat tot die Sanhedrin was op daai stadium geweldig beïnvloed deur Christene wat opgestaan het met 'n roeping maandag tot Vrydag, Saterdag en Sondag. Wat het verander? Groepie mense uit die boefretrek, die binnemure van die boefretrek uitgestap. Gewone mense. Nie mense wat bekend was vir hulle geestelike kwaliteite en prestasies en kwalifikasies nie. Dit was vissermanne, belastinggaders, boere, dokters. Vandag is niemand beter geposisioneer as jy om 'n verskil te maak daar waar jy is nie. God het vir jou klaar natuurlike jurisdiksie gegee. Of dit in besigheid is, of dit in die skool is, of dit in die regering is. Ouens, hy leef in ons harte. Hy is in ons en ons is in hom en sy woord is diep ingegrafeer hier in ons gees. En al wat nodig is, die pennie moet net drop. Ek is geroep om 'n verskil te maak van maandag tot maandag. Jy het my geroep. My roeping kan hier op 'n Sondag ook gebeur. My roeping kan by 'n klein groep ook gebeur. Dis ook plekke, maar as dit die enigste plek is, mis ons dit. Ons is geroep en die Heilige Gees gaan jou gebruik. Hy staan gereed, hy tippie tou vir jou om hierdie waarheid te snap. In jou gees is daar iets wat die heeltyd daar is en sê, kom aan, snap dit. Ek het 'n agenda met jou lewe. Ek het roeping in jou lewe. Jy is geroep. Ek het jou uniek aan mekaar gesit. Ek het oor jou gedroom
en jy is geroep. Kan ek iets oor roeping sê? Is my partykeer hartseer, dat wanneer ek, en ek praat partykeer van ouens binne in die konteks van kerk, roeping, tot my spyt moet ek sê, soms voel dit vir my as ek na van die geestelike leiers kyk, of dit 'n selfgesentreerde ambisie geword het. En ek is so hartseer om dit te sê, want roeping was nooit bedoel om 'n selfgesentreerde ambisie te word nie. Roeping was altyd gewees, en behoort altyd te wees, om koninkryk gefokus te wees. Waar ek ook al gaan, Here, laat die koninkryk kom, laat dit wees, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, elke plek in my lewe waar ek sien, dis uit lyn uit, is my gebed, soos in die hemel. So ook in my lewe, so ook hier waar ek nou funksioneer, Here. Ja, wanneer jy geroep is om te dien, word jou lewe verskriklik betekenisvol. Ek wil vandag vir jou sê, die gelukkigste mense is mense wat nie verbruikers is nie, is mense wat gewers is. Mense wat geleer het om uit hulle gawes en uit hulle plek van roeping uit te gee. Tyd te gee, talente te gee, my finansies te bring en te gee. Ja, roeping, wanneer ek regtig sê, Here, ek is 'n kandidaat, hier's ek, gebruik my. As U my geroep het, gebruik my, wil ek vir jou vanmôre sê, dit gaan jou strek. Dit gaan. Moet onder geen illusie wees nie, roeping gaan jou strek. Dit gaan jou vat na plekke van ongemaklikheid toe. Dit gaan vat dat jy uit jou comfortbox moet uitklim partykeer. Dit gaan vat dat die Here vir jou baie wysheid moet gee, want jy kan nie net met 'n Bybel onder die arm loop by jou werksplek nie. Jy gaan met insig moet gaan. Jy gaan sout en lig moet wees op 'n manier waar die Heilige Gees tree vir jou gaan oopbreek en vir jou gaan wys. Ja, dit gaan jou strek. Maar dit gaan jou volwasse maak. Daar gaan 'n volwassenheid by jou kom wat jy van tevore nog nooit gesien het nie. Jy gaan in die spieël iewers te kyk en jy gaan verstom staan en sê, wow, wat het gebeur in my lewe? Hoe het ek gegroei? Hoe het ek gekom by hierdie plek wat ek nou is? Ware roeping sê jou altyd vat na nederigheid toe ook. As dit roeping is, ware roeping, nie 'n selfgesentreerde, egosentriese roeping nie, gaan dit jou vat altyd na 'n plek van absolute nederigheid en afhanklikheid van God. Maar ware roeping sal jou sterk maak. Jy gaan nie kragteloos wees nie. Daar gaan 'n sterkte wees, sy gees gaan met jou wees, gaan by jou wees, jy gaan agterkom dat daar gaan goed gebeur in jou lewe, wat jy gedink het, nooit moontlik is nie, want hy is die een wat my sterk maak. Ware roeping. Ware roeping gaan jou geloof versnel en verdiep, soos nog nooit van tevore nie, en ware roeping gaan maak dat as jy die dag jou laaste asem hier uitblaas, dat jy kan weet, jou lewe het ewigheidswaarde gehad. Jy het nie net geleef, en bestaan en dood gegaan nie. Jy het geleef, jy het 'n verskil gemaak. Daar's ewige implikasies op jou lewe. Hoe sê Romeine in die Message vertaling? So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Wat van vanmôre? Wat as elke gelowige, elkeen van ons wat hier vanmôre sit, wat as ons dit sou regtig verstaan? Wat van as ons regtig sou verstaan dat wat ek doen maandag tot Vrydag is regtig belangrik? As ons sou verstaan dat ek word geroep, en as ek 'n besigheidsvergadering lei, miskien is dit die plek waar integriteit deur my lewe deur sal breek. Wat van as dit in elke vergadering in Pretoria, as daar manne en vroue sal opstaan, en besigheid word skielik 'n plek van integriteit. Skole word 'n plek waar jy instap en jy's bewus van hier's compassion.
En wanneer ons in mekaar se huise inkom, dan kom ons agter, hier's almal vir mekaar belangrik, maar die belangrikste is Jesus Christus. Hy leef in en deur almal. Wat van as ons werke so begin doen? Maak nie saak wat dit is nie. Die mees noemenswaardigste posisie, met soveel excellence, omdat ons regtig glo, wat ons ook al doen, doen ons tot eer van die Here. Wat van as ons so met excellence begin werk? Maandag tot Vrydag. Wat van as ons vandag sou besef dat byeenkomste soos hierdie is baie belangrik. Die skrif sê moet dit nie nalat nie. Maak seker jy is by dit. Dis 'n opdrag ouens, dis 'n opdrag dat ons hierdie nie sal nalat nie. Maar wat van as ons besef, daar's nog 'n opdrag. Maandag tot Vrydag roep hy my om 'n verskil te maak. Hierdie is nie net die plek waar bediening gebeur nie. Ja, bediening gebeur ook hier. Maar dit gebeur ook Maandag tot Maandag. Wat van as ons met oorgawe kan bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos dit regtig kan bid. So wat ek vandag wil doen is, ek wil vandag 'n gebed doen. En ek wil vandag die integriteit, die waardigheid van jou roeping in jou lewe kom herbevestig. Want miskien het jy ingestap en jy dink in jou plek van funksie en jy dink dis nie belangrik nie. Ag, mense merk my nie eens op nie. Wat ek doen is nie belangrik nie, dit is so algemeen. Miskien is jy op 'n plek waar jy net sê, jy weet nie hoe moeg is ek nie. Jy weet nie met wie ek werk nie. As jy net 'n dag in my skoene kom klim. Ek wil nie vir daai ons eers bid nie. Miskien is jy daar. Miskien voel jy net, dit is nie belangrik genoeg wat ek doen nie. Ek wil vanmôre oor jou lewe kyk en sê, die hemele kyk anderste. Jy kyk met 'n oog waar die bose vir jou skeef getrekte waarhede kom voer het. Die hemel kyk oor jou en sê, wat jy doen Maandag tot Vrydag maak saak. Jou gawes maak saak. Jou gehoorsaamheid maak saak. Jou diens maak saak. En jy is geseën om ander te seën.